Vader God, ons kom weer vanoggend voor U nederig as U kinders. Ons weet dit is so 'n voorreg om so saam te kan kom, Here, en te weet ons is hier vandag oor wat U gedoen het op die kruis vir ons, Here, dat U ons uitgekies het, dat U ons adopt het in U gesin in, Here, en dat U ons liefhet. En ja, ons doen hierdie al jare lank, Here, en nog steeds is dit Sondag na Sondag, Woensdag na Woensdag, elke keer as ons saamkom en ons leer 'n bietjie meer van die karakter en 'n bietjie meer van die liefde, Here, is dit nog steeds so verbasend, Here, en nog steeds so amazing, Here, en ons wil nie ophou dit sien, Here. U is soveel groter en soveel meer liefdevol vir ons as wat ons ooit kon dink, Here, en ons is so dankbaar vir U. En ja, Here, vandag vra ons weer, Here, asseblief kom help ons, Here, help ons om U woord te verstaan. Help ons om U liefde te verstaan vir ons, Here. Help ons om U liefde te verstaan waarmee ons mekaar moet lief hê, Here. En ons weet ons het U hulp nodig, Here. Ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen, Here. En ek vra so asseblief, Here, kom doen 'n wonderwerk in ons midde, Here. Kom doen 'n wonderwerk in ons gemeente. Sal U asseblief aanhou om 'n diepe liefde vir mekaar te kweek in ons gemeente, Here. En vir die mense buite ons gemeente, Here. Ek vra asseblief, Here, kom maak ons so, Here, kom maak ons so lief vir mekaar, dat die mense van buite dit sal sien en sal weet, Here, dat, of sal sien dat ons so lief is vir mekaar, dat ons vir Jesus moet ken. En ek vra asseblief, Here, help ons om lief te wees vir mense buite ons kerk ook, Here, en mense in nood. Ek vra, ja, help ons om lief te wees vir die kerke met wie ons gemeenskap het, Here, vir die kerk in Mamelodi en vir Red Door, Here. Ek vra seën hulle, Here, die amazing werk wat U aan hulle doen. Die amazing werk wat hulle doen, Here. Ek vra asseblief, Here, wees by hulle. Ek vra wees by Daybreak en by Louis Botha, Here. Dankie dat U daar is en dat U vir hulle sorg, Here. En ek vra asseblief, maak ons so ook oop om te sien hoe ons meer daarso kan lief hê en hoe ons meer daar kan help, Here, en kan gee. Ja, ek vra net finaal, Here, asseblief vanoggend, mag U naam verheerlik word, Here. Mag U naam verheerlik word in ons harte, Here, in wat ons doen en wat ons gesing het en wat ons gaan sê. Ja, Here, mag U glorie in Pretoria bekend wees, Here, en tot die uithoeke van die aarde. In Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons vandag uit 1 Johannes 2, vers 7 tot 11. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod waaroor ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle gehoor het. Tog is dit 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf, wat in hom en in julle 'n werklikheid is, omdat die duisternis besig is om verby te gaan en die ware lig reeds skyn. Iemand wat sê dat hy in die lig is, maar sy broer haat, is steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë blind gemaak het. Goeiemôre Ligpunt. Dit is 'n voorreg en lekker om die woord te kan preek vanoggend. My naam is Johan van Aswegen, ek is op Ligpunt se personeel. Ek is ook 'n ouderling. Ek hou myself meestal besig met Ligpunt gesinsgroepe. Ek is altyd bang om dit te sê, want nou weet almal. En die wat kwaad is, want hulle is nog nie in 'n gesinsgroep nie, gaan my kom tackle na die diens, maar ek doen my beste en dis 'n lekker werk. Ek gaan vir ons vanoggend verder vat in die reeks, laat daar lig wees. Ek sê te bekommerd nie, ek preek oor liefde, so mense gaan my nie tackle nie. Hulle gaan my in liefde kom sê. Hoekom is ek nog nie in 'n gesinsgroep nie? Maar ek sien uit vir hierdie preek, dit was goed vir my hart. Die hele preekreeks gaan maar net oor ons roeping. Ons wil onsself net herinner aan ons roeping. Ons is Ligpunt. Van julle kan al ons roeping opsê sonder om te dink daaroor. Dis 'n goeie ding. Ons wil 'n gemeente wees wat God se lig laat skyn, dis ons roeping. Maar die realiteit is, hoe lyk dit?
Hoe lyk dit om God se lig te skyn? Wat beteken dit nou regtig? Dis die reeks. In week 1 het ons gesien God se lig skyn nou in die donkerte, in die duisternis van die chaos van die wêreld. God se lig skyn in die persoon van Jesus. Net soos toe God die aarde geskep het en hy het gepraat lig in die chaos van die wanskepping in, so ook nou in die wanorde van sonde en in die duisternis en chaos van die wêreld waarin ons nou lewe, is hy besig om 'n herskepingswerk te doen, soos die evangelie van Jesus uitgaan. En ons is vanoggend 'n bewys daarvan dat hierdie lig werk doen in die wêreld. Elke kerk is 'n bewys dat hierdie lig herskepping doen hier en nou. Maar weer eens, wat beteken dit? Wat beteken dit vir hierdie evangelie om in ons harte in te skyn? 3 dinge. Kenmerke van kinders van die lig. Dinge wat ons voor kan uitkyk en weet, dis 'n kind van die lig. Geloof, liefde en hoop. Geloof, liefde en hoop. 3 eindelose en herhalende konsepte in ons Bybel wat kinders van die lig beskryf. Ons kan nie alles sê oor geloof, liefde en hoop nie, maar elke keer wat ons daaroor praat, vat ons onsself bietjie nader aan die ideaal. Bietjie nader aan hoe Jesus lyk. Bietjie meer aan wat die woord vir ons sê ons moet wees. Laasweek het ons gepraat oor geloof, hierdie week praat ons oor liefde en volgende week praat ons oor hoop. Kom ek bid vir ons en vra dat die Here my sal help en ons sal help om die woord te ontvang wat hy vir ons vanoggend het. Almagtige God, Papa Vader, kom vanoggend en mag 'n kombers van die liefde oor ons val. Wys ons wat U vir ons wil sê. Maak U woord oop en aanvanklik. Mag ons sien, regtig sien wat U vir ons wil sê. Praat persoonlik met ons. En gee my krag en moed om U woord reg te preek. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Johannes wat die brief skryf is vanoggend soos 'n dokter. 'n Dokter wat ons harte wil diagnoseer. Wanneer 'n dokter 'n pasiënt wil help, begin dit nie met medisyne of behandeling nie. Die dokter begin met 'n proses wat eintlik by die diagnose wil uitkom sodat die regte medisyne of die regte behandeling gegee kan word. Gewoonlik begin dit met die pasiënt wat sê ek voel nie so lekker nie. Dan gee jy vir die dokter jou hele lysie van pynplekkies, snotneusie, keelseertjie beskrywingkies. Die dokter vra jy dan nog 'n paar vrae. Hy het kennis en ervaring wat ons nie het nie, so hy vra jy nog 'n paar vrae en ten minste wat 'n goeie dokter doen is 'n goeie dokter neem nie te vinnig aan hy weet wat fout is met jou nie. Hy vra jou nog 'n paar vrae. Hy wil seker maak hy weet presies wat verkeerd is met jou. Hy soek patrone, kombinasies, sekere herhalende dinge wat gebeur. Hy kyk dieper. Want hy wil by die regte diagnose uitkom. Byvoorbeeld, koors, uitslag van kolletjies wat juk, waterpokkies. Hy soek 'n kombinasie van dinge wat nêrens anders plaasvind nie, want dit sê vir hom presies wat fout is met jou. Ons almal weet dis waterpokkies. Die dokter vra hierdie vrae want simptome alleen geïsoleerd van mekaar is eintlik net tekens van iets dieper. Die dokter wil by 'n diagnose uitkom, die hart van die probleem, want dan kan hy die regte medisyne gee om jou gesond te maak. Ek sê dit want vanoggend is Johannes soos 'n dokter van die siel vir ons. En die simptoom waaroor hy wil praat is haat. Haat. Hier is die vraag wat Johannes, die sielsdokter, vir ons wil vra vanoggend. Hy wil jou vra, wat sê haat van jou hart? En die inverse, wat sê liefde van jou hart? Die agtergrond van hierdie brief is dat dit baie laat geskryf is in die vroeë kerk. AD 80, AD 90. Die kerk is al amper 60 jaar aan die gang. Die kerk is groter en meer gevestig. Daar is 'n tweede generasie gelowiges in die kerk. En met al hierdie, soos wat julle weet, kom daar 'n nuwe probleem na vore. Die probleem is, hoe onderskei ek tussen 'n regte gelowige en 'n valse gelowige, 'n persoon wat dink hy's gered.
Dit is die groot probleem van 1 Johannes. Kyk gou op hierdie slide hoe Johannes oor en oor sy vraag stel. In hoofstuk 1, if we say we are in the light but walk in the darkness, if we say we have fellowship with God, if we say we have no sin, if we say, in ons teks, if we say we know him but hate our brother. Dis die konteks van Johannes. Mense het gesê, hulle is in die lig, in gemeenskap met God. Hulle het nie sonde. Mense het woorde gebruik wat gesê het, ek is 'n Christen. Maar dit is moeilik om te onderskei. Selfs vandag, ons almal lyk dieselfde, praat dieselfde, glo dieselfde, doen tot 'n mate baie van dieselfde dinge, en so hoe weet ons wie is regtig gered? Die punt is, ons kort 'n dokter van die siel, met skerp vrae. Iemand wat verby die oppervlak kyk, sodat hy akkurate diagnose kan maak van ons harte. Iemand wat ons kan help om patrone te sien, tekens kan sien, die seerplekkies van ons lewens, alles saam, sodat ons kan weet met 'n gesonde sekerheid of ons gered is of nie. En dit is wat Johannes wil doen vanoggend. Dit is wat die Here wil doen in ons harte vanoggend. Hierdie is belangrik. Hierdie is belangrik want ons praat nie eintlik hier oor koors nie. Ons praat nie eintlik hier oor koors nie. Ons praat van 'n sielsiekte wat gaan bepaal of ons hemel of hel toe gaan. En so hierdie is belangrik. Hierdie is belangrik. Wat sê haat van ons harte? Ons gaan die vraag beantwoord deur net na 2 punte te kyk. Punt 1, die diagnose haat. Die diagnose haat. En nommer 2, die behandeling liefde. Liefde. Kom ons begin. Die diagnose haat, ons eerste punt. Julle sal sien, Johannes hou nie terug nie. Hy maak sy diagnose duidelik, reguit en met sterk taal. Ons het die Engels gelees, so kom ek lees weer vir ons op julle blaadjies, vers 9 en 11 in die Engels. Vers 9 en 11. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in the darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother is in darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Sien julle die diagnose? Hy beantwoord dadelik ons vraag. Wat sê haat van ons harte? Maak nie saak wat enige iemand sê nie. As daar haat is dit 'n teken van 'n donker hart wat nog nie aangeraak is deur God se lig nie. As daar liefde is, dan is ook die inverse daarvan waar. Duidelik is God se lig aan die werk in jou lewe en in jou hart. Haat is een van daai tekens wat as jy dit sien, dis 'n dead giveaway. Amper soos die voorbeeld van waterpokkies wat ons gebruik het. Dis obvious. Koors, uitslag van kolletjies wat juk, waterpokkies. Daai stel simptome kan amper niks anders weet nie. Dis obvious, ons almal weet dit. Haat is 'n dead giveaway. Dit kan net een ding beteken, 'n hart wat nog nie gered is nie. Hoekom? Hoekom is haat 'n dead giveaway? Want liefde is so sentraal tot wie God is. God is liefde. Dis in Johannes se brief, hierdie brief, 1 Johannes 4 vers 8. God is liefde. Liefde is so belangrik. So oorvloedig, so kern, selfs tot alles wat Jesus kom doen het. Die punt van Jesus se lewe was liefde tot die dood toe vir ons. Liefde som die hele Ou Testament wet op, die hele wet, al 613 wette kan hang op liefde vir God en liefde vir jou medemens. Liefde is so kern, so herhaal, dat Johannes kan kyk na liefde en dit sny deur alles. Liefde is so dik. Dit is so tasbaar wanneer God se liefde jou aanraak. Dan verdwyn die donkerte. Net soos lig en donker nie kan bestaan in dieselfde kamer nie. So kan liefde en haat nie bestaan in dieselfde hart nie. Hulle is radikaal teenoorgesteld van mekaar.
Haat gee ons weg. Haat is 'n bewys dat die Gees nog nie lewe gebring het in ons harte nie. Hier moet ons stil staan en vinnig meer sê oor haat. Want haat is belangrik. Om te verstaan wat hy bedoel met haat is belangrik. Die eerste en belangrikste ding om te noem oor wat Johannes bedoel wanneer hy praat oor haat, is om te noem dat Johannes 2 keer voor ons teks sê hy, 2 keer sê hy, as ons sondig. In hoofstuk 1 en in hoofstuk 2 sê hy, as ons sondig, kan ons na Jesus toe kom en ons sonde bely en weet, Jesus gaan jou vergewe. En wat dit vir ons sê, is dat Johannes nie praat van 'n perfekte lewe nie. Hy praat nie van 'n perfekte lewe nie. Wat ook al haat hier is, dit is nie 'n Christen wat sukkel nie. Dit is nie dat ons nie van somtyds tot somtyds sondig en selfs haat ervaar in een of ander vorm nie. Ons sukkel, soos ons kan sukkel met enige sonde. Ons kry dit verkeerd, soos ons dit kan verkeerd kry met enigiets anders. Dit beteken nie ons is nie gered nie. Hy gee ruimte vir ons om te val en weer op te staan en ons sondes te bely. Johannes vra nie, het jy al ooit gehaat nie? Uitgevang, jy is nie 'n Christen nie. Is nie wat hy vra nie. Ons het al almal gehaat op tye. Hy vra, en hier is belangrik, Johannes vra ons, wat is meestal waar van jou meeste van die tyd? Wat is meestal waar van jou meeste van die tyd? Want as dit onder die haatkategorie val, dan sê dit iets ongeloofliks belangrik van jou hart. En so hier nou is 'n paar voorbeelde. Die klassieke voorbeeld, die belangrike voorbeeld, rasisme. Dit is die een voorbeeld in Pretoria wat vir my presies sê hoekom Johannes hierdie brief geskryf het en hoekom dit so 'n belangrike woord is in ons Bybels. Want die hoeveelheid Christene wat ek al ontmoet het, wat sê hulle is Christene, maar die manier wat hulle praat oor en met mense van ander velkleur gee jou weg. Jy kan nie moontlik 'n Christen wees nie. Nie met daai haat in jou hart teenoor ander mense nie. Dit is net nie, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Rasisme is een van daai obvious dinge, soos woede, uitbarstings van aggressie. As dit 'n patroon is in jou lewe, dit val onder die kategorie van haat. Dit wys iets van 'n liefdeloosheid. Dis die twee obvious groot goed, maar Jesus vat ons selfs dieper. Jesus sê vir ons, haat is nie net hierdie uitgesproke, direkte uitbarstings nie. Haat lê meeste van die keer, vir almal van ons lê die meeste van ons haat diep in ons harte. Matteus 5 verduidelik Jesus, you have heard it was said you shall not murder. But I say to you, everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Ek gaan nooit tronk toe gaan vir die haat in my hart teenoor 'n ander broer nie, maar ek kan iemand nog steeds doodmaak met my hart. Ek kan iemand afsny met 'n hart wat hulle wil terugkry en wil seermaak. En in dieselfde swembad, in dieselfde emmer is onvergewingsgesindheid, 'n wanvermoë om te vergewe. Asseblief, ek sê hierdie met al die liefde in my hart. Al die liefde in my hart. As mense naaste aan jou ken as iemand wat grudges hou, bitterheid koester, versoening weier en gereeld mense afsny. Dit alles val binne Jesus se verstaan van haat. Want Jesus maak dit duidelik. Iemand wat nie kan vergewe nie, iemand wat nie kan genade wys vir ander mense nie, is iemand wat nie Jesus se vergifnis of sy genade self al ervaar het nie. Dit is 'n dead giveaway. Ek sê nie ons moet met almal best buddies wees nie. Natuurlik kan ons nie met almal best buddies wees nie. Uitvalle gebeur, persoonlikhede clash en dalk sien ons mekaar nie of ons sien mekaar nie, ons verstaan mekaar nie. Maar ek haat jou nie. Ek kan jou groet met 'n skoon hart.
Ek kan bid vir jou. Ek wil die beste vir jou hê en ek hou niks teen jou nie. Al was daar iets om aan vas te hou. Ek het vergewe. Ek het laat gaan en ek hou dit nie nou teen jou nie. Nog voorbeelde van haat, nog 2. Hierdie 2 het ek gekry by 2 ervare pastore. Pastore wat hulle lewens gegee het vir pastorale bediening. Wat dit beteken is, hulle het al alles gesien. Soos 'n ervare GP wat al honderde en honderde, duisende siektes gediagnoseer het hierdie ouens al alles gesien en hulle weet 'n ding of 2. Tim Keller en Martin Lloyd-Jones noem 2 verdere voorbeelde van hoe haat kan lyk in die subtiele, saggies, slinkse kerkwêreld. Ons wat hier sit. Tim Keller en Martin Lloyd-Jones praat oor om gereeld oor mense te praat, eerder as om direk met hulle te praat. Konflik gebeur, dit is normaal. Maar dan, om direk vir daai te persoon, gaan direk na daai persoon toe en vir daai persoon te sê, is alles oukei tussen ons? Ek het hierdie gehoor, jy het hierdie gedoen, dit het hierdie gedoen aan my, ek wil net deel, ek wil net kommunikeer, ek wil net eerlik wees met jou, hierdie was moeilik vir my, jy het my seer gemaak, ek wil net met jou deel, ek weet hierdie is moeilik. Het ek jou reg verstaan, is ons oukei, het ek iets gedoen? Dit, om versoening na te jaag, is liefde. Maar om oor daai persoon te praat, vir jare en jare en jare, sonder om met daai persoon te gaan praat, is haat. Die tweede ene wat hulle noem, en hierdie is interessant, ek het hierdie baie interessant gevind, maar hulle het gesê, oor die jare van hulle pastorale bediening, het hulle 'n subtiele superiority complex gesien. 'n superiority complex. 'n Persoon wat dink hy of sy is beter as ander mense. Hier noem Lloyd-Jones die persoon wat oorkrities is en dieper gemeenskap vermy. Oorkrities en dieper gemeenskap vermy. Hier praat hy nie van gesonde kritiek nie, oorkrities. Dit is bitter min dat hierdie persoon tevrede is met enigiets. Hulle hou mense onder deur te veel te sê wat fout is. Nee, dis soos ek kan sien wat fout is. So outomaties plaas dit hulle so 'n bietjie bo jou. Ek sê vir jou heeltyd wat fout is. So dis 'n manier, dis 'n subtiele manier om jou onder te hou. Hulle sien bitter min die beste raak in mense. Hulle gee amper nooit vir mense the benefit of the doubt nie. Hulle kan nie God se liefde, genade sien in die werk in jou nie, al is dit hoe klein. Hulle breek af eerder as om iets nuuts op te bou. En deur dit alles word verhoudings van hulle hou mense op 'n afstand. Hulle hou mense op 'n afstand. Weereens met soveel liefde gesê as moontlik. Hierdie is nie 'n persoonlikheidstoets wat vir jou sê jy is 'n persoonlikheidstipe nie. Hierdie is nie dit nie. Hierdie is 'n patroon van keuses wat ons maak wat nie liefdevol is nie, dit is haatvol. Dit is sonde. En soos enige ander sonde, en soos die hele lys sondes wat ek nou genoem het, daar is altyd, en dis die punt van Johannes 1 en 2, daar is altyd ruimte vir Jesus, om sonde te bely en te weet, hy sal vergewe. Ek kan nie alles noem oor haat nie, maar hier is 'n paar rooi vlaggies, wat ek nou genoem het, maar Keller vat dit als mooi saam. Hy sê, love moves toward people, serves people and builds people up. Hate, in many direct and subtle ways, moves away from them. Beweeg ons weg van mense af. Enige mense, ons kerkmense, die mense van ons land, ons vrouens en kinders, beweeg ons weg van hulle af. Kies ons onsself bo hulle. Dis sonde, om jouself eers te sit is sonde. Of beweeg ons na mense toe om onsself daar op te offer om hulle lief te hê, hulle behoeftes bo ons eie te stel. Dis 'n hart van liefde. Dis ons eerste punt, ons diagnose. Nou die behandeling, liefde.
Kom ons lees weer vers 7 en 8. Vers 7 en 8. Op julle blaadjies en hierbo. Beloved, I am writing to you no new commandment, but an old commandment that you've had from the beginning. The old commandment is the word that you have heard. At the same time, it is a new commandment that I'm writing to you, which is true in him. Daai him is Jesus. It is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. In vers 10, weer, whoever loves his brother abides in the light, and in him is no cause for stumbling. Ou gebod en nuwe gebod. Wat sê Johannes hierso? Hy maak ons bietjie te mekaar. Is dit 'n ou gebod of is dit 'n nuwe gebod? Dit is albei. Dit is 'n ou gebod, want dit was nog altyd dieselfde. Van die begin af het God verwag dat sy mense hom moet lief hê en hulle moet mekaar lief hê. Van die begin af. In daardie sin is hierdie gebod oud. Dit was nog altyd God se verwagting. Maar Johannes sê dit is ook nuut. Hoekom? Omdat dit nou op 'n unieke manier moontlik is in Christus. Dit is nou op 'n unieke manier moontlik in Christus. Kyk na vers 8. It is a new commandment, which is true in him, in Christus, and in you. Because the darkness is passing away and the true light is already shining. Daar is 'n nuwe lig wat skyn. Jesus skyn 'n lig wat vir die eerste keer regtig egters die duisternis uit ons harte uitdryf, op 'n manier wat dit nie waar was vir die Ou Testament Jode nie. Die Ou Testament Jode kon nie God se wette uitleef nie. Hulle het nie die vermoë gehad nie, hulle harte kon nie die gewig van God se liefde wet dra nie. Hulle het nie die vermoë gehad nie, maar nou, gegeewe God se lig, gegeewe sy liefde, Jesus se krag, gegeewe die Gees wat nou in ons woon, nou is dit nuut. Dit is nou moontlik. Daar is 'n regte, egte krag wat ons meer liefdevol maak. Kyk hoe skerp vat Johannes dit alles saam later in sy brief, in hoofstuk 4. In hoofstuk 4, later in sy brief, vat hy dit so saam, en hy is so skerp hierso. Dit lees, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde vir mekaar is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het nie God leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as versoening vir ons sondes. Liefde is die behandeling vir 'n haatvolle hart. Dit is nuut. Dit is nou 'n krag wat uitwerk in ons lewens en ons meer liefdevol maak van binne af na buite toe. Dit is regtig soos medisyne wat die siel genees. Selfs eintlik sterker as dit. Johannes verwys hier in Johannes 4 na 'n nuwe geboorte. So selfs sterker as net bloot medisyne, dis meer soos 'n operasie van jou hart. Waar die dokter jou ou hart wat nie kon lief hê nie uithaal en hy sit vir jou 'n nuwe hart in, een wat God kan lief hê en mense kan lief hê. Dit is nuut, jy's 'n nuwe mens. Die operasie vind plaas die oomblik wat ons besef presies hoe skuldig ons staan voor God. Nie skuldig in die abstrakte sin nie, ek sien my sonde. En ek besef, regtig besef, hoe ek glad nie God se genade verdien nie. Met die donker, duister hart voor oë, wanneer ek dan beleef, hoe Jesus se lig op my kom skyn, hoe sy radikale liefde, soos 'n dik kombers oor my kom hang. Wanneer ek sien dat daai liefde gelei het tot sy dood toe, sodat ek nie hoef dood te gaan nie. Wanneer ek sien dat ek nou skuldloos voor God kan staan, want alle skuld, alle sonde, alle kwaad, alle haat was op Jesus geplaas vir my. Wanneer dit ons harte aanraak, is ek nooit weer dieselfde nie. Ligpunt, ek dink baie van ons verstaan hierdie in ons koppe, maar ek weet nie of ons almal dit al beleef het nie.
Enige iemand kan 'n paar oppervlakkige reëls nakom. En selfs hier by ons inpas. Die waarskuwing hier is teen 'n tipe meganiese Christendom. Meganiese Christendom wat alle Christelike dinge doen sonder 'n Christelike hart. Sonder dat die operasie plaasgevind het. Johannes sê vir ons liefde is 'n goeie toets. Want liefde is moeilik om te fake. Liefde is moeilik om te fake. 'n Ware kind van God het 'n innerlike nuwe vernuwing beleef. Want lig is regtig erg besig om die donker te oorwin in sy hart, om hom meer liefdevol te maak. Dis soos hierdie. Hierdie is die beste voorbeeld waaraan ek kon dink. Wat is die verskil tussen 'n termometer en 'n termostaat of 'n air conditioner? 'n termometer en 'n air conditioner. 'n Termometer is maar net wat ook al sy omgewing is. Hy is wat ook al om hom aangaan. As dit warm is, dan sê die termometer dis warm. As dit koud is, dan sê hy vir jou dis koud. As hulle liefde kry, is hulle gewoonlik goed om liefde te gee. As hulle gehaat word, is hulle baie goed om haat terug te gee. Die onveranderde mens het lief wanneer dit maklik is, wanneer dit eenvoudig is, wanneer dit oor hom of haar self gaan. Maar 'n air conditioner, hy verander sy omgewing. Hy maak koue plekke warm. Dit ons lekker. Hy maak warm plekke koud. Hy maak die omgewing aangenaam vir almal. Hy oorvloei liefde. Die air conditioner is soos 'n Christen wat krag het om lief te hê. Nie omdat hy iets ontvang nie, maar omdat liefde vanaf binnekant af binne in hom is en dit spoel oor. Die Christen is 'n air conditioner want hy reageer nie bloot op sy omstandighede nie. Die Gees wat in hom woon verander hom sodat hy altyd probeer, nie perfek nie, maar altyd probeer om liefde te wys. Al is die omgewing vol haat, die Christen is lief vir sy vyande. Hy wil vrede bring, hy wil vergewe, hy wil versoen, hy wil ander help en dien, hy wil iemand die benefit of the doubt gee. Hy wil genade wys. Die ware kind van God verander sy omgewing met liefde. Die ware kind van God het 'n innerlike, eindelose fontein van liefde wat nie van homself afkom nie. Dit kom van Jesus af, dit kom van die evangelie af. En daai liefde spoel oor. Is jy 'n termometer of is jy 'n air conditioner? Ek het nooit gedink in my lewe ek gaan daai woorde gebruik in 'n preek nie. Maar daar is dit nou. Ek besef dis 'n moeilike vraag. Ek besef dis 'n moeilike vraag. Maar dit is selde dat ons die geleentheid kry om die vraag te vra. Jy kan jou hele lewe gaan en nooit daai vraag vra nie. Jy kan jou hele lewe in die kerk sit en nooit daai vraag vra nie. Vanoggend is jou geleentheid om die vraag te vra. Johannes wil hê ons moet die vraag vra. Die Here wil vanuit sy woord uit vanoggend jou uitnooi om die vraag te vra. Wys jou liefde dat jy 'n ware kind van God is en indien nie, dankie Here dat ek vanoggend nog kan kom en vra. Nou, ek kan nou vra. Verander my. Verander my. Gee my 'n nuwe hart. Openbaar aan my jou liefde. Daar is krag in Jesus wat jou lewe sal transformeer as jy hom vanoggend vra. Vir ons wat sukkel om lief te hê, ons wat sukkel om te vergewe, ons wat worstel met haat, Jesus is die antwoord. Ervaar sy liefde en liefde sal uit jou uitvloei. Verander. My gunsteling vers in 1 Johannes is 1 Johannes 1 vers 9. Dit is sy uitnodiging. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Hierdie is die uitnodiging. Voor ek vir ons
afsluit, wil ek 'n getuienis met julle deel. Dis 'n getuienis wat eintlik as 'n aparte punt staan, want dit voel vir my dit som eintlik alles op wat ek gesê het in punt 1 en punt 2. Dis 'n getuienis wat ek op my vrou se Instagram afgekom het. Storie vir 'n ander tyd. Maar dis 'n getuienis op Instagram. Dis 'n vrou wat skryf oor haar vriend en pastoor wat oorlede is. En sy skryf net hierdie getuienis oor sy lewe. Hier is die eerste paragraaf. Hoor net saam met my, daar's soveel hier vir ons. Wat so met ons harte gaan praat. Lees saam met my, volg saam met my. I want to tell you about a friend of mine named Andy. He was a husband, a father, a brother, a son, a friend, a doctor, a surfer, a pastor, a worship leader, an adventurer, a music lover, and a world changer, all rolled up into one lump of ginger. Andy fought a hard fight over the past couple of months after a devastating cancer diagnosis. And on the 1st of November, Andy stepped through the doors of heaven and entered his forever home. The English language has failed me multiple times over the past few weeks, leaving only my tears to speak for me. But then a friend of mine taught me a beautiful word in Xhosa, Ndia Kubona. It means, I see you. Not the collective you, but the individual you, the one. Ndia Kubona, I see you. I couldn't think of a more apt description for Andy. He was someone who saw the one. He checked in. He asked questions. He saw people, really saw them. He acknowledged their pain and made space for their processing. He noticed things that most people missed. He lived out Ndia Kubona in every room he walked into. I remember in the weeks after my own brother died, Andy messaging me and voice noting me and sending me scriptures and pitching up whatever way he could to meet me in my grief and allow me to process. That is Ndia Kubona, I see you. On the very surreal morning, a couple of weeks ago, when we celebrated Andy's life, in the same hall that we celebrated my brother's a few years ago, story after story spilled out from the stage, each one painting a picture of the magnitude of Andy, of all the people who felt seen by him, known by him, and loved by him in ways that only Andy and God knew about. Ndia Kubona, I see you. My heart breaks for SJ, Andy's green-eyed farm girl who lost her husband, for Maddie, Josie, Eli who lost their dad, for Taz and Brad who lost their brother. But much like Andy, I know another friend who sees the one. A friend who steps closer in grief, unlike anyone I've ever known. A friend who whispers Ndia Kubona in the darkest valleys and shouts Ndia Kubona in the deepest unknowns. His name is Jesus. And I know that he will show up for every broken heart in the story. He is the only hope for us on this side of heaven, the one that I will cling to until I am welcomed home for all eternity. Ek wou dit net deel, want dit is die mooiste getuienis van 'n hart van liefde wat ek al in 'n lang tyd gehoor het. Ndia Kubona, om iemand te sien, om regtig ander te sien bo jouself, om die individu te sien, om verby jou eie lewe, jou eie chaos en al die goeie verskonings wat ons het om inwaarts te kyk, om verby dit te kyk na die mense om jou. En hulle raak te sien en hulle geliefd te laat voel. Dit is Jesus se liefde en dit is nie moontlik sonder Jesus nie. Want dit is wat hy vir ons wil doen. Maar ook die ander ding, when all is said and done, wanneer die dood ons neem, en dit gaan, en dit kan nou, op enige oomblik, kan die dood jou neem,
al wat gaan saak maak, al wat gaan onthou word, al wat 'n verskil gaan agterlaat, is jou liefde. Dit is jou liefde. Dit is alwaaroor mense gaan praat by jou begrafnis. Is die liefde wat hulle ervaar het by jou of nie. Dit is wat ons moet onthou, Ligpunt. En hiermee sluit ek af. God is liefde. Sy lig, as dit regtig skyn, kweek dit liefde in ons harte. En hier is so belangrik dat ons hierdie hoor. Ons kan die grootste, slimste, oulikste kerk wees in Pretoria, selfs in die land. Ons kan al die Bybelkennis hê, ons kan die beste preek hê, ons kan alles bywoon, die beste konferensies hê, elke diensspan dien, ons kan alles doen. Paulus sê, ons kan selfs in tale praat. Maar sonder liefde beteken dit net mooi niks. Beteken niks. As ons 'n gemeente wil wees wat God se lig laat skyn, beteken dit liefde. Skerp, radikale, air-conditioner liefde. Liefde vir God, liefde vir mekaar, liefde vir die Samaritane van die wêreld wat niemand anders wil lief hê nie. Dit beteken liefde vir ons vyande. Dit beteken 'n liefde wat altyd vergewe. Want dit is 'n lig. Van hierdie tipe liefde bestaan nêrens anders nie. En dit is die liefde waarna toe God ons roep. Kom ons bid saam. Liewe Heer, my gebed nou. Dis 'n gebed wat ek wil begin, maar ek wil hê ons moet aangaan en nog verder bid. Soos ons nou die liedjie se woorde gaan sing wat nou kom. Vader, ek wil hê my gebed moet aansluit by die gebed wat kom. Ons gaan nou sing Vader vol liefde. Wat 'n gebed is. Dis wat ons nodig het. Ek wil vra, help ons om hierdie woorde te bid. Want liefde, Vader, is iets wat U in ons lewens moet kom doen. Dis nie iets wat ons kan doen nie, dis iets wat U in ons lewens moet kom doen. En so ons bid nou. Ons bid en ons gaan nou nog bid, soos ons sing. Kom en verander ons harte. Openbaar aan ons U liefde en maak ons 'n werklike lig in hierdie gebroke stad van ons. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.